Liewe vriende, ek is Dani van Dijk en ek deel graag met u 'n verdere gedagte rondom Job. Ons het nou aanvanklik gesê dat 'n gesprek plaasgevind in die onsigbare tussen God en die duiwel. Job was salig onbewus van daardie gesprek wat plaasgevind het. Nou kry die duiwel sekere toestemming oor Job se lewe. Ons sien God is soewerein. God besluit wat word toegelaat en wat word nie toegelaat. God bring nie die onheil nie, maar hy laat dit weliswaar toe. Het dit in Job se lewe toegelaat vir 'n baie spesifieke rede oor dit wat hy op die ou end in Job se lewe wou doen. Nou, Job se besittings, alles is weg, sy gesondheid is weg, sy vrou draai teen hom, sy vriende draai teen hom, die Jobstroosters, en Job is in 'n totale hopelose situasie. Op 'n stadium begin Job wonder. Hy sê, hoor God as ek praat. Hy sê, God is so groot. Ek bedoel, God beheer die hele al. Hy bestuur die heel al. Hoekom sal God na my luister? Ek bedoel, hy is te groot en wie is ek? Dat hy na my sal luister. Nou, gaan hy en dan kom ons daar in hoofstuk 19 vers 25. En hier gebeur nou iets waar Job sê, maar ek weet my verlosser leef en hy sal as laaste oor die stof opstaan. Hier begin Job God bewus raak. Hy word bewus van God se teenwoordigheid. Hy word bewus van God se almag en God se werking binne in sy eie lewe. En dis waarvan ons moet bewus wees van God is by my. God woon binne in my deur sy Heilige Gees. Hy werk binne in my, hy stel in my belang. God stel in my belang asof ek die enigste mens op hierdie hele aarde is. En nou sien ons, Dr. Andrew Murray sê, Job gaan eintlik net so 'n bietjie ver met sy selfregverdiging. Die Bybel gee sy sê vir hy's 'n man vroom en opreg en godvreesend en een wat afgewyk het van die kwaad. Maar Andrew Murray sê, hy vat dit net so 'n klein bietjie te ver. En nou sien ons, die 3 vriende wou Job skuldig hê. Hulle is soos onthou, dis die duiwel se werk. Die duiwel is die aanklaer van die broeders. En hulle kom sit by hom, hulle sê, Job, dis sonde, dis sonde. Nou, ek sê weer, dit kan sonde wees, wat maak dat 'n mens in so 'n situasie beland. Maar hier sien ons, dis nie altyd sonde nie. Daar's partykeer 'n ander plan, partykeer is jy maar net in God se toets en in God se meel, want hy wil iets in jou lewe kom bereik. Nou, kom Elie in hoofstuk 32, Elie, die jongste van almal, daarom wag hy tot almal klaar gepraat het. Elie is 'n tipe van die Heilige Gees. En dis nou asof God deur sy Gees met Job self begin praat en in Job begin werk. En dan hierso in hoofstuk 38. In hoofstuk 38, daar begin God nou self met Job praat. Ons weet nie, onthou dis 'n Ou Testamentiese werking van God, openbaring van God in Job se lewe. Ons weet nie presies hoe dit gebeur het of hoe God nie, maar wat ons weet, God het met Job begin praat. Hy gee vir ons verskriklike, interessante, wonderlike inligting reg deur die boek van Job, eintlik aan myne en allerlei dinge. En dan kom hy op die ouend wanneer God met homself begin praat, begin hy met hom praat oor die Leviathan. Die Leviathan wat dan besig is om te werk. En nou lees ons hoofstuk 39 vers 34. Daar staan, en die Here het Job geantwoord en gesê, wil die berisper met die Almagtige twis, laat hy wat God teregwys hierop antwoord. Toe het Job die Here geantwoord en gesê, kyk, ek is te gering, wat kan ek u antwoord? Ek lê my hand op my mond, eenmaal het ek gespreek, maar sal nie meer antwoord nie, ja, 2 maal, maar ek sal nie voortgaan nie. So hier kom Job onder die indruk van God se absolute grootheid, sy almag, sy soewereine plan, maar meer as dit nog, sy soewereine plan met Job se lewe, en so is dit met elkeen van ons. God het 'n plan met jou lewe, en God wil daardie plan van jou lewe, wil hy tot volle verwerkliking laat kom. Hy wil doen dit waarvoor hy jou op hierdie aarde geplaas het. Maar luister nou, wat sê hy in hoofstuk 42 van vers 1 af? Toe het Job die Here geantwoord en gesê, ek weet dat u alles kan doen en geen plan vir u onuitvoerbaar is nie. Hier kom Job tot die grootste ontdekking van sy lewe,
Maar meer as net die feit dat God almagtig is. Ons weet almal God is almagtig. Ons weet almal God kan enige iets doen. God kan 'n woord spreek en enige iets kan doen. Maar Job kom onder die indruk dat dit waar is van sy lewe. Job 42 vers 3. Wie verberg die raadsbesluit daar sonder kennis? So het ek dan gespreek sonder om te verstaan dinge te wonderbaar vir my wat ek nie kan begryp nie. Hoor tog, en ek sal spreek, ek sal u ondervra en onderrig u my. Volgens hoorsê het ek van u gehoor, maar nou het my oog u gesien. So, nou sê Job, ek gaan eerder nou niks meer sê nie. Ek wil nou hoor wat u sê, want dis die belangrikste. Maar dan kom Job by die antwoord en hy sê, ek het van u van hoorsê gehoor, maar nou het my oog u gesien. U sien, Job het altyd gehoor wat sê ander mense van God. Hy het ander mense se verklaringe van God gehoor en vir die eerste keer kry Job sy eie openbaring van God. Dis waar ons moet kom, waar God homself aan ons kom openbaar, waar hy dit doen deur sy woord, deur die werking van die Heilige Gees, moet ons hom soek in sy woord totdat hy homself aan ons openbaar, en as ek daardie openbaring het, kan niks dit wegvat nie. So, tot en met daar, was al die kennis wat Job van God gehad het, verstandskennis. So dit was alles in sy kop. En hier is dit nou hartskennis, wat hy met God kontak gemaak. Nou sê Spurgeon, hy sê, ons sien God vandag ook, maar anders as wat Job hom gesien het. Ons sien hom met die oog van geloof. En hy openbaar hom aan ons deur sy Heilige Gees wat binne in ons gees woon. Dis ons diepste, binneste verborgene. Daar openbaar God homself en die waarheid wat hy daarin sit, is staan vas. Nou, word Job geseën, maar die eerste is, die 3 vriende wat hom wou beskuldig en wat hom wou skuldig gehad het, God sê, julle beter gaan, julle beter, laat Job vir julle bid, want hulle het die verkeerde gedagte van God. En weer eens sê ek vir u, hulle het baie dinge gesê wat waar was, maar hulle het die verkeerde gedagte van God aan Job oorgebring. En ek moet versigtig wees, ek moet weet, met die regte gedagte, die gedagte van God se liefde en sy genade en wie hy is, aan die wêreld oorbring en die mense met wie ek te doen het. Job word geseën, sy einde is dubbel meer geseën as wat dit was, want hy het nou die openbaring van God gehad. En ek vertrou dat die Here homself aan u sal openbaar, soos hy hom aan Job geopenbaar het. En ek dink, as 'n mens nou na die tyd met Job 'n onderhoud sou kon voer, dan sou Job sê, ek sal weer deur dit gaan, as ek weer daardie openbaring van God kan hê. Mag die Here ons baie ryklik seën, mag hy deur sy Gees kragtig in u hart werk, mag hy hom aan u openbaar en mag u baie geseënd wees deur die Here.